Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Een van Jesus se laaste verklaringe aan die kruis was, dit is volbring. Daardie frase bestaan uit net een woord in Grieks, tetelestai, wat beteken ten volle betaal. Daardie woord is gebruik deur diensknegte wat na hul meester teruggekeer het met nuus dat hulle die taak voltooi het. Jesus het die taak voltooi wat God hom gegee het. Dit was ook 'n term wat gebruik was as skuld ten volle betaal is. Jesus het die volle prys betaal vir my en jou. Paulus sê in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die vraag is, as God jou sonde vergeet, die oomblik wat jy dit bely, dink jy nie jy moet dit ook vergeet nie? Hoe lank dink jy aan 'n rekening wat jy ten volle betaal het? Jy vergeet dit sodra jy dit betaal het. Net so, aangesien Christus jou rekening ten volle betaal het, hoef jy nie meer dit te onthou wat jy reeds bely het nie. Paulus sê in Filippense 3 vers 13 en 14, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ons kan God se krag in ons lewens kortknip, deur nie te glo dat hy ons werklik vergewe het nie, of deur te besluit om onsself nie te vergewe nie. Hoekom sukkel mense om hulle self te vergewe? Ek dink, dit is as gevolg van die samelewing waarin ons onsself bevind. Want mense sê maklik, ek vergewe jou, maar hulle bring dit maklik weer op. Die goeie nuus is, Jesus is anders as mense. Wanneer hy jou sonde vergewe, kanselleer hy dit en bring dit nooit weer op nie. So aanvaar vandag sy vergifnis. En as jy nodig het om jouself te vergewe, vergewe jouself en beweeg aan. Here, dankie dat U my volkome vergewe het. Vandag is ek dankbaar vir U genade. Help my om 'n lewe te lei wat U liefde en vergifnis weerspieël. In Jesus naam bid ek dit. Amen.